oor die belangrikheid van Okay, ons gaan weer. Want dis regtig groot struikelblokke. Maar nee, ek wil nog hier bly want dit is wie ek is. Dis Zoe Dis Amorai. en welkom by Tussen Gedagtes. Vriendskappe is 'n geskenk van God. En vandag gaan ons praat oor die belangrikheid van vriendskappe tussen vriendinne en hoe dit ons verhouding met God kan versterk. Welkom aan Mia. Sy is een van my baie goeie vriendinne. Alle julle. Hierdie is Ansel en vertel ons kortliks hoe ons vriendskap begin het. Hey julle. So ek sou sê my en Amorai se vriendskap het begin wat ons mekaar in laerskool ontmoet het. Maar ons was nie eintlik vriende gewees nie. Ons was kennisse gewees, maar mense sou nie nou ons toe kom en sê o, julle twee is vriende nie. Maar ek sou sê ons het dit regtig begin hierdie jaar toe ek in die by die kerk aangesluit het ons bietjie meer close begin raak en ander kante vir mekaar begin sien het. So ek sê. Ek kan dieselfde sê oor, wel nie eintlik dieselfde sê oor my en Zoe se verhouding nie. Ek en Zoe was eintlik, ons het laas jaar, ons was in dieselfde klas gewees en Zoe het glad nie van my gehou nie. Soos as ek weer sê, sy het letterlik niks van my gehou nie, sy het niks van my gehou nie. En toe het ek net gesien, sy het by Real Deal aangesluit en toe het ek maar net so sosiale media's maar groot ding. En toe het ek net heeltyd dopgehou oor soos wat sy doen en dit. En toe vra ek 'n bietjie meer uit oor die Real Deal, want ek het 'n paar mense wat ook in Real Deal geken wat nou saam met Zoe deel van die jeug was. En toe vra ek net vir eendag net oor dit en toe nooi sy my eintlik een keer kerk toe en toe van daar af toe raak ons regtig beste vriendinne. Soos dit was letterlik my ander huis van die huis af gewees. Ja. Okay. So, wat dink julle maak 'n regte vriendin? 'n Regte vriendin is iemand wat regtig net daar is vir jou. Verstaan? Dit is nie daar is vir jou in 'n manier van jou slegte en jou goeie kant sien. Meeste van die tyd is dit jou slegte kant want jy is nie altyd net perfek nie. En dis iemand wat net soos regtig net daar kan wees. So soms al is jy net stil, dan sien jy daai van hulle weet, okay, gee spasie, verstaan. Dit is nie daai van jy moet heeltyd aandag kry en jy moet heeltyd verstaan. Soos heeltyd aandag gee en heeltyd soos al jou energie op 'n persoon uitdeel nie. Want soms is dit regtig net daai van jy kort net 'n asem, jy kort net stilte tyd. En dit is regtig wat ek en sy geleer het omdat ek in die koshuis was hierdie kant. So dit was regtig van dit was my ander huis gewees. So dit was nie altyd van ons moes mekaar entertain, dit was van ons moes verstaan uit watse omstandighede kom die persoon en is hulle moeg, ek gee hulle kans om te slaap want ek het baie geslaap by Zoe se huis. Kan ek net sê, sy vir die eerste 5 keer het sy nie met waar ek bly nie. Ek het deeltyd aan die slaap geraak in die kar, maar dit is regtig net 'n regte vriendin, is iemand wat jou ook nader stoot aan die Here. En dit is daai van jy kan regtig net oopmaak oor die Here voor hulle en soos waar jy op daai stadium is in jou lewe met jou verhouding met die Here en wat om jou aangaan. Dit is nie van heeltyd jy moet 'n image voor jou hou nie. Ja. Ek dink ek stem saam met wat Mia gesê het, wat sy gesê het, dat jy die goeie en die slegte kante van mense sien, want ek dink mense gaan nie altyd in die goeie kante sien nie, maar ek dink ook ons moet kan verstaan as jy iemand se slegte kant sien dat jy daar is vir hulle en dat jy hulle daardeur kan help in steede van om hulle te judge daaroor. En ek dink ook ons moet daaroor kan praat. Vir my is kommunikasie 'n groot ding in 'n vriendskap. Ja. Daai is facts. Ansel, dink jy 'n meisievriendskappe is meer maintenance as seunsvriendskappe? 100%. Ek dink 100%. En hoekom sal jy so sê? Kom dink jy so? Ek dink met meisievriendskappe is dit 'n groot ding. Soos ons as meisies kan baie katterig raak en ons is nie so seuns wat ons houe uitdeel nie. Ons van mekaar aan met woorde en ek dink dit kan die seerste maak. Ja. So ek dink is 100% meer maintenance, want jy moet bietjie meer kyk met wat jy vir iemand sê en hoe jy teenoor daai persoon is. Maar met seuns is dit, wil jy rugby speel? Okay, kom ons speel rugby. So Saam mekaar uit en dan gaan ons weer. ja, exactly. So ja, ek dink definitief meisies is meer maintenance. Okay. Is dit nie al wat dink jy? Ek sal sê dis eintlik twee kante van die storie want dit het nie altyd nodig om hoë maintenance te wees as 'n mens so sal sê nie, want as jy regtig die persoon verstaan en wie hulle is dit dieselfde as 'n seunsverhouding, want seunsverhoudings kort ook soms hoë maintenance, want kom ons sê hierdie vriend hou meer van kuier, soms jy heeltyd jouself in daai situasie plaas van okay, ons moet gaan kuier as ek met hulle wil uithang as 'n mens so sal sê. So ek voel jy kan hoë maintenance vriendinne hê wat mense wat voel jy die hele tyd afshow en dan raak dit regtig grof op jou. Maar ook jy kan iemand hê soos dis wat hy is. Hy is my eintlik nie geen maintenance vriendin. Soos ons stuur 'n voice message oor soos 'n maand hoor ek iets van haar, dan is dit so 6 minute lank en dan hoor ons weer 2 dae later van mekaar. Maar dit is regtig nie, dit het nie nodig om heeltyd al haar effort in te sit. Dit is regtig belangrik dat jy wel effort insit. Maar dit is in 'n manier van jy verwag nie heeltyd iets van die persoon af nie. Dit kom van albei kante af. So dit is nie eintlik oor maintenance nie. Dis net daai van jy het respek vir die persoon en jy wil regtig eintlik uit jouself uit wil jy hoor hoe gaan dit met hulle.
Okay, Mia. Ek gaan jou nou interrogate. Dink jy society het soos 'n sekere image van hoe 'n meisie verhouding moet wees? Definitief, 100%. Jo, my woorde. 100%. Die image, dit is regtig daar's 'n groot image van jy moet deeltyd optres, jy moet deeltyd dit gaan doen, jy moet deeltyd soms hierdie groep uithang. Dit is wel eintlik vandag in ons ouderdom, veral onder tieners, is dit daai van jy moet regtig soveel keer jouself net jy moet vergeet eintlik jou morele waardes, want as jy wil inpas in vandag se wêreld, die wêreld se image, dan moet jy jou morele waardes agter jou sit. Jy moet besluit, okay, jy wil nou deel wees van hierdie groep, jy wil nie uitlyk nie. Jy moet lyk soos hulle, so dan se daai van die image wat hulle op vir jou sit is soos jy moet so lyk, jy moet so presies so aangaan, jy mag nie hierdie sê nie, jy mag nie so act nie, want jy moet inpas. En dit is eintlik alsbehalwe, want dit is eintlik so boring, want as jy dieselfde is as die ander persoon, hoekom verstaan dit is eintlik nie lekker nie. Dan is nie wie die Here jou gemaak het om eie spesiaal te wees nie. En as jy vergeet van die image, is ek ontdek mense eintlik soveel meer karakteristieks as mense soos sê in jou en in die mense om jou. Verstaan, dan begin jy dieper kyk in wie hulle eintlik as 'n persoon is. Ja. En dan sal het jy opinie daarop? Ek dink baie keer kan ons hierdie image kry van wat 'n vriendskap moet wees as ons na movies kyk of na ander mense se vriendskappe kyk. En ek dink baie keer kan dit baie misleidend wees want jy voel hierdie persoon moet dit en dat vir my sê en hulle moet my hierdie validation gee. Maar eintlik moet jy net weet wie jy is. Soos my gesê het, jy hoef nie jouself te verander om in te pas nie. So ja, ek dink baie keer kan daar 'n verwagting geskep word aan hoe vriendskappe moet lyk, maar daar hoef nie 'n verwagting te wees nie. Wees wie jy is en as jy goed uit die weg kom, dan kom jy goed uit die weg. Jy hoef nie iets oor jouself te verander nie. Kan ek iets daarby laat? Ja, Soos natuurlijk. eintlik net al wat ek besef het, geen vriendskap is ooit dieselfde nie. Dit wat jy sien by 'n ander persoon, verstaan, dis hulle wie hulle as 'n persoon is en dis hoe hulle met mekaar connect. Soos jy kan nie dit verwag by jou vriendskappe wat jy wil hê nie, want anders beteken dit jy verander jouself om soos hulle te Jy wil wees. nie weet soos hulle wees. Ja. Ja, om in te pas. Wat is een ding wat God jou geleer het deur die vriendskap wat jy het met my, Ansel? Om net mense te aanvaar soos wat hulle is. Ja. Ek dink baie keer ons as meisies is baie vinnig om te judge. Eintlik enigiemand is so vinnig om te judge. So ek dink soos ek in laerskool, ons was nie vriende gewees nie en ek gaan nie dieper inbrei daarvan nie, maar eerlikwaar ek het nie baie van jou gehou nie. Kom ek sê dit so? Ek het my al goeie vriendskappe begin sit. Just kyk. Maar ek dink ek het gevind om verby dit te kan kyk. En ek dink dit het my geleer nie net met vriendskappe nie, maar ook soos hoe ek mense approach met nuwe vriendskappe. Om in steede van hoe die persoon lyk of hoe die persoon praat, hulle nie te judge daaroor nie. Hoe sou jy sê? Ek sal sê soos ons verhouding verbeter al hoe meer hoe ouer ons word amper. Soos ons groei sterker waar ek saamstem ons was nie close in laerskool nie. Ons het nie regtig mekaar geken nie totdat ons nou meer in die kerk vriende geraak het. En ek dink meer meisies moet dit besef dat ons in die kerk groei ons saam. Ons is saam. Ons is nie net jy alleen, jy is jy nie. Soos ons het op mekaar op deur baie tye gehelp en ek dink dis goed en meisies verstaan dit nie altyd nie. Nee, jy gaan jou opinie oor my judge en ek wil nie dit hê nie. Ja. Want jy gaan dan voel ek judge jou en dis nie 'n vriendskap dan nie. So ja. Mia? Ek wou eintlik dieselfde vraag vir jou vra. Wow. Wag, nou ek dink. Ek sal sê soos dieselfde ding met die judge in die kerk, vir met jou het ek altyd gedog jy is soos hierdie harde persoon, jy is so mislik. En toe een aand by die kerk, toe sien ek jy soos worship en jy het so amper begin huil en ek het gehuil en toe begin ons net saam te huil en toe sien ek so die hele ander kant van jou. So ons is dit wys my hoe jy in die Here kan groei met mekaar. Ek weet nie of dit iemand sin gemaak het nie. Ja. Maar ja. Die manier hoe 'n vriendskap verander, die vraag was iets van God, hoe God jou wys. Wat is een ding wat hoe God jou geleer het deur jou vriendskap met Zoe? Okay, ek het nou regte woord. So die ding is net die begin van my en sy se vriendskap wat ek regtig kan onthou was en ons het mekaar gesien as enemies as mense sou sê oor die feit dat ons 'n leierskapsposisie wou gehad het. En dit was 'n groot ding van 'n wêreldse ding van jy wil beter wees, so jy sit jouself heeltyd bo ander en dis eintlik wat alsbehalwe wat die Bybel vir jou leer en wat die Here vir ons sê. Dis daai van jy moet ander mense bo jou stel en dis die eerste ding wat ons verkeerd gedoen het. So dit was een ding wat ons geleer het is dat jy regtig moet net besef hoor jy almal is gelyk, verstaan. Jy moet ander mense, hoe sê mense,
kans gee dat hulle erkenning verstaan, hoe sê mense, jy moet vir hulle ook prys Ja, oor dit ja. wat hulle kry, verstaan, jy moet gelukkig wees vir dit wat hulle kry, ja. So dit was een ding wat ek geleer het, is dat 'n mens regtig moet vergeet oor die belangrike goed wat die wêreldfees sê is belangrik, Ja. want dis regtig groot struikelblokke waaroor jy moet kom, is dat jy moet ophou worry oor wat die wêreldfees sê en dit wat jy het. So ons het geleer groei in 'n manier van, ons gaan ophou worry oor dit wat gesê dat hoe dit moet wees en ons moet self begin eksperimenteer wat is regtig belangrik in 'n vriendskap en dis wat ek en sy soos sy se vriendskap is regtig sy is letterlik my beste vriendin. Ons sien elkaar eers in hoeveel maande. Was dit daai van regtig ons het geleer oor jy hoef nie altyd te kommunikeer nie, maar verstaan om soms mekaar in te lig oor wat aangaan in jou letterlik 'n 6 minute lang voice note vol 6 maande se inligting in ek beloof. Dis net 'n incheck, Net 'n incheck. Ja, sy sê soos ek moet jou net update met my lewe. Maar dit is regtig daai van jy moet net hoe God ons geleer het is dat jy moet regtig net geduldig wees. Geduldig is regtig 'n proses en hoe die lewe verander, moet 'n mens besef hoe jy verander, die persoon verander en van daar af moet jy weer van daar af bou. Kan ek net gou iets by sê wat ek agterkom toe jy nou so praat, is nog iets wat ek geleer het is status maak nie saak nie. Want sy was soos hierdie netbalmeisie super populêr en ek was 'n skaakkind. Ek speel skaak ouens. Handjie teen die daagpouse. Ek en Zou het in graad 9 in ons rekklas. Ek belowe jy ons rekklas was ons skaakklas en ek het die eerste keer in my les geleer dat ek nooit weer teen Zou skaak gaan speel nie. Dit was hilarious. Ai, ja. Okay. Hoe motiveer julle mekaar om nader aan die Here te lewe? O, okay. Ja, dis 'n oop vraag. Ek dink soos wat ek vroeër gesê het, dat ons nie mekaar sal judge nie. Ek dink wat ek baie waardeer van ons vriendskap is ons kan met mekaar praat sonder dat enigiemand iets het om te sê. So ek dink ons kan vir mekaar advies gee. En meeste van daai advies is gerig met die doel dat ons die Here moet eer en Bybel moet lees en daar moet bid. Ek dink die beste advies wat jy iemand kan gee is bid daaroor. Ja. So ja, ek sou sê nie dat ons hoe kan ek dit stel? Jy moet nie mekaar judge nie en ek dink jy moet luister na wat die persoon te sê het en as jy nie die advies het om te gee nie, luister net. Jy hoef nie altyd advies te gee nie want baie keer gee jy vir die persoon die verkeerde advies. Maar ja, ek dink ons gee vir mekaar goeie advies want ons sê bid daaroor. Ja, ek dink ons motiveer mekaar om soos ook kerk toe te kom soos Ja. ons message mekaar vir Ja, kom jy kerk. Kom jy kerk toe? Ja. So ja. Jy? Nee, jy gaan eers. Die vraag, soos ek verstaan, maar soos ek het soos heeltemal die vraag vergeet. Hoe motiveer jy mekaar om nader aan die Here te lewe? Ons moet die noise. Ons Jy weet jy ek is as vriende, so dit is altyd praat so blablabla. ons motiveer mekaar in 'n manier van ons was nou baie naby mekaar, so dit was regtig ook daai van ek het staat gemaak op hom soms dat ek kerk toe kon kom, so dit het my altyd opgetel of by die soos by die skool na netbalwedstryde. Ek beloof Dinsdae was my netbalwedstryde. Dan as hy kom netbal kyk, dan kry sy my oor 10 soos oor so 'n uur weer. Maar nou dat ons verder van mekaar af is dit daai van ons motiveer mekaar deur eintlik net te luister eintlik in watter situasie hulle is. En 'n mens kan advies gee in 'n manier van maar jy moet op 'n advies gee oor hoe jy dink dit was soos jy moet jouself in daai skoene kan plaas, maar ook jy moet onthou plaas jouself in daai skoene en dis nog steeds 'n ander persoon en hoe hulle dit ervaar. So om mekaar te motiveer om nader aan die Here te leef is regtig net om oop te wees en regtig ophou te worry oor jy moet die regte ding sê en die regte ding want soms kort jy net 'n klankbord as 'n mens sou sê om net ontslae te raak van alles wat ophoop in jou. So om mekaar te motiveer om nader aan die Here te leef is regtig net in 'n manier van jy moet liefde kan gee. Soos ons het eintlik hierdie Sondag 1 Korintiërs 13 gelees en is eintlik daar al daai karakteristiek wat 'n mens moet aansit wat eintlik hoe Jesus was soos hoe Jesus gelewe het. Dat jy dit moet aansit en dit waaroor as jy iets kort moet jy vir die Here vra oor die Here verander my en soos wat jy vra dat jy moet verander word moet jy ook teenoor mense optree. So jy moet geduldig wees met hulle, jy moet lief wees vir hulle. Of soms sê jy nie saam met hulle besluite wat hulle maak nie. Moet jy regtig soos al is dit ek praat nou van verhoudings, seunsverhoudings. Al stem jy nie altyd gewoonlik saam met dit nie. Moet jy regtig net liefdevol wees daaroor. Verstaan, want dit is 'n ander persoon en onthou jy sien nie die persoon in wie hulle 'n verhouding is dieselfde soos wat daai persoon sien nie. Ja. So ek is nou weer terug by verhoudings, maar dit is in 'n manier van jy moet regtig net jy moet geduldig wees en jy moet ook jy moet ophou worry oor dit wat jy voel en waaroor jy worry en jy moet jouself net onder dit plaas en jy moet regtig net soos een kant sit in die hoek van 'n kamer en net
soos observeer wat aangaan en dan begin 'n mens besef hoorie wat's belangrik en wat's nie belangrik nie en hoe voel die persoon oor daai situasie, nie oor hoe jy voel nie. So mekaar motiveer en nader aan Here te leef is regtig net dit gaan oor die situasie waarin jy is. Verstaan jy kan nie verwag hulle moet so wees as hulle in daai gedeelte van hulle lewe gaan nie. Verstaan jy, moet hulle tog aanmoedig om aan en nader aan die Here te gaan, veral as dit regtig moeilik raak, want dit raak moeilik soos wat 'n mens verander, maar dat 'n mens regtig net daar moet wees. So, hoe het julle vriendskap soos julle verhouding verander basically? Ek weet nie of dit duidelik nie. So, dan sal jy kyk vir my soos wat? Nee, ek probeer As dink wat my ek gaan dood sê. stories. Ek neem aan jy bedoel soos hoe het my vriendskap, my verhouding met God verander. Hoe Ja. die vriendskap jou verander in hoe jy ander mense behandel. Soos, hoe het ons vriendskap jou verander hoe jy byvoorbeeld Mia praat oor kom ons sê byvoorbeeld skoolwerk of byvoorbeeld ek gaan 'n stupid voorbeeld gebruik as iemand by die skool nou vloek. Hoe het jou vriendskap met my jou verander om met daai persoon te behandel, soos met daai persoon te praat? Ek dink ek bly die hele tyd terug gaan na een ding toe om nie mekaar te judge nie. Want ek was 'n baie judgmental persoon geweest as ek dit sou kan stel. Ek tog altyd van ek het my mense en ek stiek by my mense en ek dink ek wou uitbrei na ander mense toe nie, maar ek dink hoe meer vriende ek by die kerk gemaak het en hoe closer ek aan jou gekom het ek meer agtergekom. Mense gaan nie like jy's nie altyd almal so cup of tea nie, as ek dit sou kan stel. Ja. En ek dink daai probleem bly by hulle. So moenie jouself probeer verander omdat daai persoon nie van jou nie. En jy kan ook nie probeer daai persoon verander omdat jy nie van daai persoon hou nie. So ek dink ek het geleer om mense te aanvaar soos wat hulle is, want baie keer kan dit moeilik wees want ons almal hou nie altyd van mekaar nie, maar ek dink ons moet dit aanvaar. Wat sou jy sê, Zoe? Ek sal daar sê oor die status ding weer met Mia. Ek wil dit net sê. Want ons is soos regtig ek sien mense nou waar as ek vir hulle kyk, is ek nie soos hulle is 'n rappie speel en ek kyk na hulle en sê ek soos ek wonder of is hulle okay. Doen hulle actually okay met hierdie groot populêre ding wat hulle nou soos ondernet want toe ek vir Mia gekry het, was sy nie okay nie. Nou soos en ek soos gooi net alsie uit van haar. Maar dit is die ding, is ek kyk nie nou meer vir mense in die status ding nie. Ek kyk vir hulle, doen jy okay? Smile is daai 'n fake smile. Ja. Ek wil ook eintlik bylas met dit met die status. So dit was regtig 'n groot ding geweest vir my en ek kan dit regtig getuig daarop. Ek het heeltyd probeer inpas in populêr wees. Soos ek was deel van 'n populêre groep, maar dit was heeltyd ek het alleen gevoel. Ek het heeltyd soos jy heeltyd probeer jouself verander, verstaan hoekom nooi hulle my nie, hoekom is ek nie deel van dit nie. En dan begin jy regtig die Here bevraagteken, jy soos liewe Jesus, soos regtig hoekom voel ek nie of ek deel is nie. Dan besef mense eintlik soos dis eintlik wat die Here deure vir jou toemaak om te besef hoor jy pas nie daarin nie, want ons rede hoekom jy nie daarin pas nie. Onthou, hoe nader jy aan die Here gaan, hoe meer soek die duiwel eintlik plek om te haak aan jou en dit was 'n plek wat regtig gehaak was aan my van hoekom pas ek nie heeltyd in nie. En toe ek met hy, ek het letterlik soos ek die laaste ruk van toe ek nou in Monas was ek meer op die trappe saam Zoe as wat ek gehoor het oor wat by hulle aangaan. Verstaan, want dit het net nie saak gemaak vir my nie. Dit het my so emosioneel gedrein dat ek kon net nie meer nie. Ek het soveel keer gehuil as ek soos hoekom pas ek nie in nie. Maar dit was regtig in 'n manier van dit was 'n deur wat die Here regtig vir my, dit was 'n blessing oor my pad dat die Here daai deur vir my toegemaak het. En ek het regtig daai uit geleer dat toe ek na my nuwe skool kom dat populariteit regtig beteken niks. Want hoe meer populêr jy word, is 'n manier van jy kry net 'n sekere vriende wat jy soos wat hulle jou klassifiseer omdat hulle ook populêr is, dan moet jy nou maar vriende wees met hulle want hulle is deel van jou groep eintlik. En dan is dit eintlik net daai van jy voel so alleen want hulle verstaan eintlik nie waardeur jy gaan nie en hulle verstaan jou nie as mens nie want hulle weet net hulle mag nie dit doen nie want hulle populêr bly. Hulle mag nie met daai persoon gaan praat nie want hulle populêr bly. En dis eintlik die grootste fout wat jy kan doen in hoërskool is om deel van 'n populêre groep te wees. Soos jy kan populêr wees en jy kan nog steeds vriendelik wees. Dis hoe ek sê. Jy kan hang af hoe jy daai groep en daai status kan hanteer, dan is dit daai van jy kan regtig net verstaan 'n hart vir die Here hê en net oopmaak vir mense. Verstaan as mense na jou toe kom dat jy regtig hulle net hanteer met jy kan geduldig wees met hulle want sekere mense regtig werk op jou nerves. Ons liewe Jesus soos hoorie, jy moet geduldig wees, hulle is oor jou pad gestuur. Jy verstaan, dis net jou aksies gaan hulle weer beïnvloed. Ja. So hoe jy mense gaan hanteer, gaan hulle dadelik sien ek maar hoorie want obviously as jy populêr en dit, dan gaan hulle sien ek maar dis 'n inding, verstaan? En mense regtig verander volgens hoe ander mense soos die populêre mense is. En dis 'n groot ding in hoërskool. Soos jy wil heeltyd wees soos 'n ander persoon. So jy moet regtig begin self besluit oor
hoe gaan jy aan en hoe hanteer jy mense, want dis hoe ander mense jou ook gaan begin hanteer. So ja, so status ding is regtig 'n groot ding wat ek geleer het, dat dit letterlik jy maak die beste vriende as jy op 'n worry oor die status ding. Soos letterlik Zoe, as ek aangehou worry het oor status net, sou ek nie geestelik gegroei het nie. Ek sou regtig nie geestelik gegroei het in die Here nie. Ek sou so vasgesit het nog in my lewe van hoorie, ek sou heeltyd die Here bevraagteken het en daai bevraagteken begin 'n mens as jy jouself probeer blind hou oor dit wat die Here oor jou pad stuur, gaan jy al hoe meer verder van die Here af wegtrek. So ja, so mense moet regtig soos ek sê nie daar's iets verkeerd daarmee nie, verstaan as jy dit reg hanteer, dan is dit regtig, dan kan jy dit regtig op 'n goeie manier gebruik. Verstaan dat jy mense moet nou begin beïnvloed en mense net jy kan net so in hulle harte inklim en soos verstaan hulle het dalk net jou nodig oor hulle pad. So dis daai van jy moet dit reg hanteer. Ja, ek voel soos soos wat jy nou gesê het, jy moet dit aanvaar as die Here een van jou deure toemaak. Jy moet ek dink baie van ons sit vas in maar nee, ek wil nog hier bly want dit is wie ek is. Ja, dan is dit soos nie maar liewe Jesus verstaan. Ja, Dit is regtig nie so nie, verstaan. liewe Jesus Ek maak wil- dit deur ja. toe. So dan moet jy besef, hoorie, daai deur is nou toe. Jy moet op Ja. sê nee, maar dis nie 'n coincidence, dis hy wil die deur toe gemaak Ja, het. ja. Nee, dis liewe Jesus wat die deur toe gemaak En het. baie mense, baie tieners, ons ouderdom besef dit nie. Die Here maak juist daai deur vir jou toe om nader aan hom te leef. En hier sit 'n getuienis nou dat Ja. aanvaar dit. So ek dink dit is 'n baie groot rol. Okay, ek het nou van my sorry. Wat dink jy is een van die mees belangrikste eienskappe in ons verhouding? Want ons is soos 400 km uit mekaar uit en ons is nog steeds beste vriende. Ons is daarom nou nie so ver nie. Ons is so 100 en iets. Dit is baie ver. Die belangrikste ding vir ons was regtig net ons het elke keer as jy afsluit met jou vriendskap, verstaan, dit is nie 'n laaste goodbye nie. Dis net van ek het totsiens, ek sien jou weer. Ek Ja, ja. worry. Dis eintlik meer van jy's so nonchalant, maar eintlik dis diep om vir jou vriendin soos te sê, hoorie, ek baie sien jou wanneer ook al die tyd Wat weer kan ek kom. dit sê? Op my verjaarsdag was die laaste keer dat ek haar gesien het en sy sê goodbye, sien jy volgende. Dus ek sê nee, ek sien jou weer hierdie jaar. Iewers te gaan ek jou sien as ek nou in die tuin gaan slaap van jou huis. Ek sien jou weer. Sy het my al soveel keer gesmeek om my met te kom oorskap, want sê ek nee, sy mag nie, want soos my Sy kamer het is so so cool klein. huis, maar sy laat my net nie doen nie. Soos kan Ek nie is dit soos sê. ek slaap by mense oor. Ek slaap nie dat hulle by my oorslaap nie. Dis my so dis so arp, dis in my bubble. Dis soos nee. As ek wil huis toe gaan, wil ek huis toe. Maar wat se naam die oor die afstand. So ons manier van afstand was letterlik ek beloof jy Zoe se 6 minute lank voice notes oor elke 2 maande het regtig die ding gedoen. Want soms as ek soos ek dink aan Zoe, maar dan dis daai van jy dink vinnig en dan vergeet jy daarvan. Ja. En omdat onthou maar dis nou nie meer van iets not daai van out of sight out of mind en dit was regtig dit is 'n groot ding dat jy moet al check jy net soos in hoorie dit en dit gebeur in my lewe. Ek het dit en dit. So hy het baie gehoor van verhoudingsprobleme en Kan ek daai was. en dan sal ek ook net soos weer vinnig inlig en dan oor 'n week en vra sy hoe gaan dit? O nee, dis lank al ou nuus. Dan sê ek soos o. Daar's soveel mense in Mooinooi wat ek beef mee het. Wat ek nou Mooi, kon dis daarom nie mooi nou nie. Dis daarom my dorp so klein, julle en daar's so 'n bietjie mense, dis so hartseer. Maar kommunikasie is regtig 'n ding en jy moet geduldig wees met die persoon. Verstaan, soms gaan jy nie van hulle af hoor nie en soms verander hulle want onthou dan raak jy moeg en jy's in 'n situasie waarin hulle nie weet waarin jy is nie, dan moet jy regtig besef, hoorie, ek gaan nou geduldig wees en ek gaan verstaan hoe hulle nou hierdie situasie gaan hanteer. Al praat hulle eers oor 3 maande weer met my, gaan net verstaan maar die dae waar ons geëindig het, die laaste keer wat ons mekaar gesien het, gaan ons weer optel en ons gaan weer aangaan. Ja. So Ansel, wat wil jy sê is 'n eienskap in ons verhouding? Ek dink die grootste eienskap in ons verhouding sal kommunikasie wees. Ja, Ja, ek dink ons kan eintlik soos enigiets mekaar sê ja. en ek dink ons moet mekaar aanvaar soos wat dit is. So ek dink maar kommunikasie is soos die grootste ding in ons verhouding, want ek voel of dis vir ons connected. Ons het nie connect deur netbal nie. Ons het dit probeer en dit nie eintlik gewerk nie. Ja. En Ek wil daai storie hoor. Nou, as hy sê wait a minute. en ek voel of ook soos by die skool, ons vriendegroepe Is anders. dit is anders. Ons is partypauses bymekaar, maar dis meeslik by die kerk wat ons connected. En ek dink net om stories te deel en net goed wat in ons lewens aangaan, deur om dit te deel en net vir mekaar te bid en as ons kan vir mekaar advies te gee. Ja, ek dink kommunikasie is een van ons groot. Ja. Ja. So, as jy enige iemand in 'n movie kon wees, wie sou Oh. dit wees? Wag, my eerste reaksie was Mia was net so nee. Kom ja, wat dink jy? Ek het maar Zoe het klop my nuus gebreek wie ek sou weet. Ek sê
dis mos Sleepy van Snow White. Ja, Snow White. Sy gaan Sleepy wees. Aangezien ek altyd slaap, soos ek's altyd aan die slaap in hulle kar. Soos, maar dis 'n ding. As ek in 'n kar klim, die kar beweeg, nee, is ek uit. Soos my mond's oop. Ek letterlik Dit is het die so lekkerste slaap van my lewe. Kan ek net sê, soos as ons sleepovers het, ek sal nog met haar praat, dan uit sy. As ek soos, excuse, maar Zoe is net so skuldig aan. Okay. Zoe het my letterlik toe sy die laaste keer wat jy geovernight het, soos nou dag. Sy letterlik bel my die oggend. Ek dink soos 5:00. Ek het ons het 'n conversation oor iets gehad. Die volgende soos letterlik die middag ek sê hoorie dit en dit nou probeer ek aangaan met die conversation wat ons gehad het. Sy sê wag, waar praat jy? Ek sê jy het my gebel. Wat? Ek sê sy het my letterlik aan die slaap gebel en sy praat ook in ons slaap baie erg. ja, ek hoor baie in my slaap. Wees in ons volgende laakie en jy wil dit nie mis nie. Ja, dit was jy gaan die volgende dag dalk oproep kry en dalk vergeet wat daai gesê Wat het. gebeur het nie. Ek was soos, het ek nou iets vir haar gesê wat ek nie moes sê nie. Was like, wat gebeur? Wat was die Sleepy karakter. Ja, anyway, ja is van ook as ons okay, toe sy in Mona's was en ons kom huis toe. 1 minuut, dan stop sy. So sy het nooit geweet waar Maar ek was bly altyd nie. moeg. Ek was letterlik dis van netbal af of Dis iets. skool. Dis skool, dis regtig so, dan slaap ek. Social Die rekklas. Sy het altyd in rek geslaap. Kan ek nie dit sê? En ek het nog steeds goed gedoen in rek. Julle kan nie met my redeneer nie. Sy sal soos aan die einde van die periode sy soos, wat het ons gedoen? Dan sê ek soos, cool. Okay, dis 'n slegte ding. Julle moet dit nie doen nie, maar Zoe het my altyd direk gehelp met huiswerk. Julle want omdat ek slaap en dan dis my slaapklas gewees en ek was altyd moeg wanneer ons by rek gekom het. Dan sê ek net soos aan die einde van die periode of die begin van die periode voordat meneer ons boeke check, dan sê ek so Zoe jy huiswerk. En dan soms skryf ek baie stadig, dan skryf sy vir my. Dan is ek soos besig om hier iets te doen, Kan dan ek skryf sy vir my. like, sy is soos 'n printer wat uit ink uit hardloop. Sy skryf soos like, who does that? Hy skryf soos die hieroglyphs ou. Ag nee, ek sou gestadig geskrywe. Nee. So aanself dink jy so wat 'n movie karakter dink jy sê? Ek het geen idee nie. Soos Ek ook ek weet nie wat dit is. Sy lyk vir my soos Belle, soos Ja. van ek like dit om te Beauty and the lees. Beast, Ja. Daar sy Maybe. bel. Maybe. Okay. Daar's jou karakter. As ek maar 'n prinses. Okay. Amorika. Kan ek weer iets sê maar jy gaan vir my lag want ons het Ja. nou daaroor gepraat. Ek dink definitief jy is die donkie van Shrek. Soos 100%. Ja, is. Die donkie van Shrek. Oh my. Ja, persoonlikheid. Maar net soos jou persoonlikheid. Ja. Jy's so jy's regtig daai donkie. Ek het sien van, "Waar nou? Hoe gaan dit?" Chill ek hier rond. Ek sal die gaan weer klink, maar daar's konteks. Ek voel ek sal soos vir jou na wees. Want baie keer is ek soos 'n ouer en ek soos baie lelik en dan baie keer is ek soos ek kan nou sulke prinsesie. Dit hang af wat 'n mood jy man kry. Die meeste van die keer wat ek al gesien het is Zoe die mislike gedeelte. Sy kry my in die oggende, okay, wanneer ek nog nie opgestaan het nie. Zoe is so mislik elke keer as ek by die lokker kom het. Elke oggend probeer ek net by haar lokker kom, dan kyk sy my net so aan, dan praat sy niks, sy druk al goed in haar lokker en dan loop sy. Soos dan sê sy hallo en dan gaan sy net aan. As ek soos okay, Ek moet nee, wakker goed. raak, okay. Okay, maar ek dink my koffie is klaar. So ek dink hierdie was 'n baie goeie gesprek gewees en ons Ja, gaan dit tot dankie volgende dat keer. Dit was lekker. Dit was baie lekker Dit geweest. was baie lekker. Ja. Wie show vandag? Dankie dat Dankie julle dat ek was. hier op kon wees. 'n Lekkere feature hierso. Ja, okay. Tot volgende keer op Tussen Gedagtes. Bye.